Psalm 23 is een van die mees bekende en geliefde gedeeltes in ons hele Bybel. Die Psalm van Dawid begin met die woorde: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Toe meer as 1000 jaar later, toe kom Jesus en sê, ek is die goeie herder. Nou, in Johannes se evangelie kry ons 'n ryk verskeidenheid van beelde van wie Jesus Christus self sê hy is. Johannes se evangelie bevat 7 sulke ek is stellings wat Jesus maak, en hierdie ek is stelling sou 'n klokkie gelei het vir die vroeë Joodse luisteraars van daardie tyd, want dit sou hulle herinner het aan die groot ek is stelling wat God aan Moses gemaak het, toe hy aan hom verskyn het in die brandende bos. Nou, in een van hierdie stellings sê Jesus dat ek is die goeie herder. Nou, in Jesus se tyd het skaapwagters hoofsaaklik hulle stemme gebruik om hulle skape te lei na die kraal of vars water of die weiding toe. Dit was algemeen in die antieke Midde-Ooste dat skaapwagters 'n persoonlike en 'n noue verhouding met hulle skape gehad het, en die skape het die unieke klank van hulle herder se stem herken en daarom het hulle dit gevolg. Nou, historiese bewyse en kulturele studies van daardie tyd wys vir ons dat skaapwagters in daardie era en in daardie streek selde indien ooit skaaphonde gebruik het. So, Jesus se metafoor van die herder en die skape in Johannes 10 weerspieël hierdie praktyk. Die herder se stem was 'n sentrale instrument om die skape te lei, eerder as om hulle met die hulp van honde aan te jaag. Hierdie intieme kennis tussen die herder en die skape versterk die beeld wat Jesus probeer skep van sy verhouding met sy volgelinge. Hy ken elkeen van ons persoonlik en ons ken hom. In hierdie beeldspraak openbaar Jesus eintlik vir almal wat bekend was met die beeld van God as 'n herder, sy eie goddelikheid en hoe hy gestuur is om sy kudde te kom lei. As die goeie herder jaag hy nie sy kudde met swepe en honde en straf of vrees vir die hel aan nie. Nee, die goeie herder kom lei ons na rus, vrede, stil waters, groen weivelde. Hy lei ons met sy voorbeeld. Jesus sê vir ons om God eerste te stel, en in die evangelie sien ons hoe hy vroeg in die oggend opstaan om tyd saam met sy Vader te gaan spandeer voordat die dag begin. Jesus sê vir ons om ons naaste lief te hê, en die evangelies wys hoe hy liefde en vergifnis en genesing betoon aan almal rondom hom, van die high-ranking Romeinse offisier tot die melaatses, die sondaars, die Samaritane. Jesus sê vir ons, julle sal vervolg word, en die evangelie beskryf sy vervolging tot aan 'n kruis. Jesus lei ons. Ons moet wel gehoorsaam luister en op sy stem reageer, want hoe meer jy vir sy stem luister, hoe meer sal jy dit hoor en hoe makliker sal jy dit kan uitken. Die teenoorgestelde is ook waar, hoe meer ons ongehoorsaam is of nie na hom luister nie, hoe makliker sal ons sy stem mis, want 'n mens hoor mos later nie meer iets wat jy lank genoeg geïgnoreer het nie. Jesus roep elke dag, is jy bereid om te luister? Sy stem roep ons tot 'n lewe van rus en vrede in die wete dat hy is vir jou, hy loop voor jou, hy is by jou. Sy goedheid en liefde sal jou hele lewe lank by jou bly, en jy kan tuis wees in die huis van die Here tot in die lengte van dae. Jy is veilig aan die voete van die Vader. Die goeie herder is gestuur om jou daarna toe te lei. Al wat ek en jy moet doen is luister vir die herder se stem. Tot die volgende keer.